Is jy dalk ook soos ek verbaas, maar opgewonde oor die apostel Petrus? Ek verwys nou spesifiek na Petrus voor en na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster. Petrus speel vanaf sy roeping al 'n groot rol in die evangelies en as een van Jesus se eerste 12 disippels. Van dag 1 af kon ons agterkom dat Petrus nie die maklikste disipel sou wees nie. Hy kom 'n bietjie eiewys voor en tog wys Jesus hom aan as die leier van die disippels en sy getuienis in Matteus 16 vers 16 tot 18 word, soos Jesus dit gestel het, die rots waarop hy sy kerk gaan bou. Tong in die kies het iemand eendag gevra, het Petrus in die see gesink omdat sy bynaam die rots was? Ons moet daarom ook erken, hy was die enigste van al die disippels wat ook graag saam met Jesus op die water wou loop, terwyl sy kollegas benoud toegekyk het. Nou net terug by Petrus se skadukante, sonder om hom te na te kom, want persoonlik leer ek geweldig baie uit Petrus se lewe en optrede. Lees gerus self Lukas 5 vers 1 tot 10 by die roeping van Petrus. My eerste indruk van hom is nie een van onmiddellike gehoorsaamheid nie. Klink dit vir jou ook bekend? En so leer ons Petrus ken, effens eiesinnig. Hy en sy 2 medeleiers slaap 3 maal deur Jesus se gebedsworsteling in Getsemane. Later daardie aand kap hy Malchus se oor af en toe hardloop hy saam met die ander disippels weg toe Jesus gearresteer word. Nie baie lank daarna nie, sluip hy nader om te sien wat met Jesus gebeur, maar daar in die voorhof of die binnehof van die hoëpriester se woning verloon hy byna uitdagend 3 maal sy meester. Na Jesus se kruisiging gaan hy en nog 6 disippels vir Jesus in Galilea wag, net soos hy hulle laat weet het natuurlik. In Johannes 21 vers 3 sê Petrus vir die ander, ek gaan visvang, en hulle gaan saam. Na nog 'n wonderbaarlike vangs, vind ons Petrus en Jesus op die strand in daardie roerende gesprek, waar Jesus 3 maal vir Petrus vra of hy hom liefhet. Petrus word opnuut as apostel uitgestuur na Jesus se kudde. En dan word Petrus en die ander op Pinkster met die Heilige Gees vervul en skielik sien ons 'n heel anderster Petrus. Voorheen was hy bang en het Christus verloon, maar nou staan hy dapper op om die waarheid aan 'n skare van duisende nuuskieriges te verduidelik. Van daardie dag af was Petrus allesbehalwe volmaak, maar sy nuutgevonde vrymoedigheid en dapperheid met die verkondiging van die evangelie is verstommend opmerklik. Lees gerus meer daarvan in onder andere Handelinge 3 vers 6, 3 vers 12, 4 vers 1 en veral ook 4 vers 8 tot 21. In vers 13 staan, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Miskien is dit 'n oproep vir elke gelowige om in hul eie Godgegewe dapperheid op te tree, om hulle geloof te verdedig en te verklaar, en om vorige vrees met vrymoedigheid te vervang. Dit is immers Jesus Christus wat deur die Heilige Gees ons swakhede in sterkpunte omskep. Petrus, die man wat Jesus uit vrees 3 maal verloon het, staan nou met vrymoedigheid voor 'n groot skare, voor 'n hof. Dit is wat die Heilige Gees doen. Hy vervang ons menslike vrees en twyfel met bonatuurlike dapperheid. Dink 'n bietjie, waar het jy vandag die Gees se vrymoedigheid nodig om op te staan vir jou geloof? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons deur U Heilige Gees die wedergeboorte geskenk het om ook nuwe mense te wees. Dankie dat ons identiteit in U kan vind en soos Paulus ons herinner, meer as oorwinnaars is. Help my ook vandag dat waar daar nog vrees is, dit met groot vrymoedigheid vervang sal word.
Help my om soos Petrus hulle na die uitstorting van u Gees met vrymoedigheid en dapperheid die evangelie te verkondig, in woord en daad. Ek bid dit in u naam alleen. Amen.